Hallo julle. Hallo daar. Ons is besig met die volgende punt in hierdie lysie wat ons het van dit wat die mistici deur die eeue ontdek het en wat hulle op hulle reis baie gehelp het in hulle groeiproses en ontwikkelingsproses. En dit is dat ons nie perfek hoef te wees om aanvaarbaar te wees nie. Dat ons nie alles presies onder beheer hoef te hê alvorens ons onsself as gelowig of wat die beskrywing ook al mag wees, hoe ons onsself wil beskryf. Of goed genoeg vir Of God. goed genoeg of aanvaarbaar Ja. of so en 'n mens kom net agter as 'n mens dit so sê, dan sê mens ja nee. Weet jy, ek stem heeltemal daarmee saam. En dan kyk 'n mens dikwels na jou eie lewe en jy besef hoe op subtiele maniere, en partykeer nie so subtiel nie, is hierdie strewe na volmaaktheid, na perfeksie. Hoe 'n groot invloed dit op ons lewens het. Ja, en ek dink dit het ook baie te doen met ons definisie van sonde. Mm. Ons het verlede keer gepraat en gesê die woord sonde beteken eintlik om die merk te mis, te mis om die, as jy met 'n pyl en 'n boog skiet om die teiken te mis. Maar ons definisie van sonde is dat ons verkeerde goed doen, dat ons nie perfek is nie. En ek dink dit het ook 'n groot bydrae daartoe dat 'n mens aanhoudend, dit is eintlik ek dink as ons verstaan wat die woord sonde beteken, dan verlos dit 'n mens van daai eintlike jou eie persoonlike soeke en strewe na perfeksie, na alles reg te doen, alles. Ek meen dit is, en ek dink vir baie tipes op die enneagram is dit nog erger as vir ander. Ja. As jy die een vat wat spesifiek baie swart en wit dink, baie werk in terme van wat is reg, wat is verkeerd. Dit is 'n baie moeilike ding om mee saam te leef. Mense ego is aanhoudend besig om vir jou te sê dis nie goed genoeg nie, dit moet beter of dis verkeerd. En ek dink dit beïnvloed 'n mens verhouding met God geweldig, want dit beïnvloed jou prentjie van God weer eens. Ja. 'n geval van dat God eintlik 'n afkeer in ons het. Ons maak soveel foute en ons is op so 'n verkeerde pad dat hy eintlik net nie geduld met ons kan hê nie. En daarom is dit so nodig dat ons regtig amper agter Jesus skuil sodat ons aanvaarbaar kan wees, maar 'n inherente baie negatiewe prentjie van onsself en 'n baie streng, kwaai, in baie opsigte moet 'n mens dit sê, 'n wrede prentjie van God. Wat 'n mens eintlik bang vir hom maak. Ja, en dit is so jammer, want ek dink as 'n mens en veral kyk na die mistisiese verhouding met God. Ja. Van hoe John of the Cross God sy beloved genoem het. Ja, want Ja, en al daai pragtige gedigte van, ek dink aan daai mooi gedig van To Throw Away Your Beggar's Bowl. Ja. Daai gevoel wat ons het dat ons is bedelaars voor God. En intussen is ons kinders van God. God het ons lief soos kinders. En ons mis daai hele verhouding van liefde, van aanvaarding, van trots wees op ons, van behaag in ons het. Ons geniet. Ja. En soos enige ouer of 'n oupa of 'n ouma, daardie kind of kleinkind is nie perfek nie, maar dit is net hierdie groot vreugde om hulle te beleef. Ek weet nie van jou nie, maar my kleinkind is perfek. Ja. Maar
Maar Ja, die liefde oorskadu alles en ons werk met hierdie totaal ander prentjie waar God wil hê dat daardie gesegde van Irenaeus wat gesê het die heerlikheid van God is 'n mens wat ten volle lewendig is. ja. The glory of God is a man fully alive. Ja. En wat beteken dit? As jy ten volle lewendig is, dan is jy so, ek vat nou hierdie klein Bobby hond van ons. Hy is so opgewonde as hy buitekant kom. En hy gaan so wild te kere, hy sal jong boompies omhardloop. Hy sal goeters van rakke afstamp. Is hy sondig? Nee, hy's homself. En ek dink dit is wat ons so mis. En wat ons dan gedoen het is ons het hierdie prentjie van sonde en dis 'n belangrike ding, hierdie kwessie van sonde en hoe ons sonde sien en hoe verskriklik afkeurenswaardig dit ons maak in God se oë, want ons kry dinge nie reg nie. Terwyl God sê, weet jy mis die doel. Jy's nie lewendig nie. Nou gaan jy en jy stel vir jou 'n sondelys op in 'n poging om perfek te wees en dis 'n sondelys gekoppel aan morele punte wat in 'n sekere kulturele konteks geld en in 'n ander kulturele konteks is dit nie so 'n vreeslike ding nie, maar hoeveel mense het al gesê, weet jy wat, ek dink eintlik is my verhouding met die Here reg want ek rook nie, ek drink nie en ek vloek nie. Ek gaan kerk toe. En ek gaan kerk toe. 'n Baie klein prentjie en dit maak ons perfek, maar dit is nie, met ander woorde, ons kan foute maak. Wanneer ek oor hierdie dinge praat, iets wat baie sterk by my opkom, is wat ons sien in ons eie kreatiwiteit en wanneer ons werkswinkels aanbied. Daar is 'n sekere oefening wat ons doen aan die begin van die pottebakkers werkswinkels, waar mense met toe oë dinge maak. Jy moet nou mense bang maak vir die werkswinkels nie. Nee, maar ons sien Dis die 'n speletjie. Dis 'n nie speletjie. oefening nie. Ja. Dis 'n speletjie. Goed. Okay. Matilda verwag dat ek perfek moet verduidelik. Ek weet hoe maklik ons almal bang word en dink ons kan nie iets doen nie. Dis presies hierdie konsep, is dit nie? Goed. Ek moet dit perfek kan doen. Nou sê jy vir my ek moet dit met toe oë doen. Jy weet, so maar dit eintlik gaan dit daaroor om te kan sien hoe pragtig autentiek iets kan wees as ons nie totaal die heeltyd ons breine in beheer daarvan het nie. Ja. En ek dink dit is 'n pragtige voorbeeld, ja. Want jy kan sien hoe daar lewe in 'n ding is en hoe hy autentiek die stempel van daardie persoon dra. En sy merke, sy vingers, Dit is verskriklik Ek mooi. moes nou daai voeltjie hier gehad het van die persoon wat hierdie week op retreat Ja. was, 'n pragtige voeltjie wat hy gemaak het. Jy kan die lewe in hom sien. Dis die eerste keer wat hy regtig met pottebakkerswerk besig is. Ja. Maar dit is so pragtig. En dan gaan ons, en ek vat myself, en ons is so besig om daai pottebakkerstuk glad en haks en reg en perfek te maak dat ons die lewe uit hom wurg. Ja. En die lewe uit onsself werk. Ja. Regtig. En in die pogings wat ons probeer om perfek te wees, nie net teenoor God nie, maar in die alledaagse lewe, ons sê onsself baie dinge, duins ons terug van baie dinge omdat ons bang is ons gaan dit nie perfek reg kry nie. Ons geniet dit nie. En ons is doodgewoon nie goed met iets nie. Jung het gesê perfectionism is the enemy of the good. En ja, it's a killer of creativity. Ja. Ja. So met ander woorde, en dit trek deur en dit het die mistici besef,
Dit trek deur na ons verhouding met God en hierdie manier hoe ons leef en beweeg in God, waar ons die lewe geniet, waar ons foute maak en die wonder is dat die foute dikwels die poorte is waardeur groei plaasvind, waardeur nuwe perspektiewe kom, waar God alles kan gebruik en alles gebruik sodat dit pragtig is. Die nie perfekte, die nie volmaakte is geen probleem vir God nie. Dis eintlik God se vreugde. En 'n mens sien dit byvoorbeeld in iets soos kintsugi, waar 'n pot breek en dit met goud reggemaak word en amper die krake beklemtoon word. En is pragtig. En God kyk so na ons Ja, daarna. of ook die beginsel van wabi-sabi, Ja. waar iets se lewe van gebruik, waar dit merke op het en dit het, maar dit is nie meer perfek nie, maar dit Nee. het karakter en dit het 'n tipe skoonheid, 'n tipe van 'n geleefdheid in dit. Ja. Net so pragtig. Ja. So as ons net in hierdie raad wat ons van die mistici kry, ook onsself minder ernstig kan opneem en minder streng met onsself kan wees, dan dink ek het ons 'n groot tree vorentoe gegee. En ek weet die vraag is, maar dan gaan ek allerhande verkeerde goed doen. So miskien moet ons volgende keer daaroor praat. Miskien. Goed. Goed. Mooi bly julle. Mooi bly almal.